Asai Janine, Lekker, JC. so 'n mondvol live van nou af. Ja, soos met nou ons woorde tel. Weet jy wat cool is van dit? Ek kan sê wat ek wil en julle kan dit nie uitedit nie. Okay, so vandag gesels ons oor tweede huwelike. Wat is die reëls? Wat is die reëls? Ja, En ek dink goed soos wat ek net dadelik aan dink is, as my, so kom ons sê, een van my kinders kom by my, ons is in ons tweede huwelik, die weet nie, as een van my kinders by my kom, en hulle sê vir my, Tannie Janine het gesê, wat sê papa? Verstaan, wat doen 'n ou dan? ja, Goeie soos, die kinders gaan kuier oor naweke by 'n ander party, en die party sê, man, jy's my kind, dit gaan nie so werk nie, gaan terug en sê vir hulle, ek sê, wat doen 'n mens? ja, En 'n mens moet na al hierdie scenario's kyk en vir jouself sê, wat is die reëls van tweede huwelike? Ek dink wat ons nog ons hart aan werk en wat ek glo ons moontlik meeste van die kere reg kry, is dat ons perspektief oor ons huwelik is nie noodwendig hierdie is 'n tweede huwelik nie. Ons perspektief oor ons huwelik is hierdie is ons huwelik en ons maak baie duidelik dit in ons gesin en aan ons kinders ook. So ons eenheid is nie gebaseer op die feit dat jy kinders uit jou vorige huwelik het of ek kinders uit my vorige huwelik het nie. Hierdie is ons huwelik en ons kinders verstaan dat jy is die pa van die huis, ek is die ma van die huis. Wat beteken, ek dink ons kry die reëls van huwelik, wat God bedoel het vir die huwelik, irrelevant of dit jou eerste of tweede huwelik is, kry ons reg. En ek dink, so kom ons begin het gaan daar. As dit jou eerste huwelik is, jou tweede huwelik is, dis die reëls bly dieselfde. En ek dink, kom ons sê net dit eers vir die kykers, nee, vir die ouens wat nou kyk en later gaan kyk is. Die reëls is wat die Bybel sê en dit verander nie. Ja. So kom ons gesels eers daaroor. Kom ons vat 'n scenario. Een van my kinders kom by my en sê vir my, of een van jou kinders, kom ons begin eerder daar. Een van jou kinders kom by jou en sê vir jou, my pa, wat nou obviously ek is nie, het gesê dat ek 10 uur mag gaan slaap. Maar oom JC het gesê 9 uur ligte uit. Ja. Wat is die reël dan? Die reël is dat die kinders moet verstaan dat jy, JC, is die hoof van die huis. Want God sê die man is die hoof van die vrou, wat dan nou die hoof van die huis sal wees. En ek dink so, kinders moet ook verstaan en dat daar moenie gepraat word oor hierdie is weet my tweede huwelik of ons is in die huwelik en hierdie is die reëls. Die pa in die huis is die hoof en die ma in die huis is die ma wat die ma rol dan nou speel in die huis. So ek dink 'n mens moet doelbewus vir jou kinders dan nou die reëls neerlê en sê hierdie is hoe dit werk in ons huis. Hierdie is wat God sê van die huwelik, so hierdie is hoe ons huwelik doen. Ja. En ek dink baie belangrik, dis irrelevant of dit eerste tweede huwelik is, die reëls van die Bybel bly dieselfde. Ja. Met ander woorde in daai scenario, ja my seun, dis nou jy wat praat. Ja my seun, ek hoor jy sê mom JC is die hoof van die huis, dis sy huis. En ek is die ma van die huis, so ek val onder sy reëls in en sy reëls sê 8 uur is jy in die bed. Wanneer jy terug is by jou pa, kan jy gaan slaap wanneer jy wil, want dit is sy reëls dan en ons meng nie daarin nie. So die beginsel is dat alles wat bepaal word van, wat die woord sê rondom huwelik, tel presies net so en jy as ouers, stiefma, stiefpa, irrelevant, moet dit neerlê. En ek dink dit is die reëls. So kom ons gaan 'n bietjie deur 'n paar reëls en kom ons gaan deur 'n paar beginsels wat jy net kan vestig daar. Ja. So eers dink ek moet jy na die huwelik in die algemeen kyk en ons weet dat die woord sê in Genesis 2:24 dat 'n man en 'n vrou hulle sal mekaar aankleef en hulle sal een vlees wees. Nou dieselfde is in jou tweede huwelik ook. Jy en jou man is een, so julle is in eenheid. Daar is baie, baie belangrik.
En dan as jy net na die huwelik in die algemeen ook kyk, is Hebreërs 13:4 sê, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal oreerders en egbrekers oordeel. Die huwelik gaan oor jy en jou man en geen ander party nie. Kom ons stop gou daar. Ek wil net iets kommentaar lewer oor dit, né? So kom ons dink gou vinnig aan 'n tweede huwelik. By 'n tweede huwelik is daar nou 2 oumas en oupas, né, in 'n perfekte wêreld aan die een kant en 2 oumas en oupas aan die ander kant, né? So jy het skielik nou 4 oumas en oupas, as ek reg is, in plaas van net 'n ouma en 'n oupa. Ja. O nee, jy het meer. Nee, Halleluja. baie meer. Jy het Ja, wat? 2, 4, 6, 8. Jy het 8, waar er altyd net 4 was. Ja, So 'n tweede huwelik is eintlik veronderstel partykeer om moeiliker te gaan, ja. met invloed van buitekant af. So dis baie belangrik om dit duidelik te maak aan jou ouers dat ek besef daar's nou 8 stemme wat wil praat, maar ek en my man is een, ons het die ouerhuis verlaat. Ons is oop vir inspraak, maar ons gesag en autoriteit is finaal, soos dit by die eerste huwelik moet wees. Ja. So nou is daar meer stemme, nou moet jy meer stemme stil maak en sê, ons het besluit, ja, maar hy's nie regtig sy pa nie. Wel, dis irrelevant wat jy glo, dis die reëls van die Bybel is, die man is die hoof van die huis, so hy val onder daai reël en ons vat niemand se opinie buitekant dit nie. Ja. Nee, 100%. En ek dink, wanneer jy 'n tweede huwelik doen, ek wil dit net bysê. So, daar is hierdie stigma ook gekoppel aan tweede huwelike. Ek het het ek met daai amper skaamgevoel rondgeloop, want ons is kinders van God. Ons weet hoe belangrik die huwelik vir God is. Ons weet hoe hy dink oor die huwelik, hoe hy kyk na die verbond, hoe belangrik daai verbond vir hom is. So verlang het ek, soos half, as ek in 'n gesprek is, dan as dit kom by hoeveel kinders het julle, dan is ek klaar soos, jy weet, ons gaan nou moet praat oor tweede huwelik en ons is nog in die bediening ook. So daar's hierdie stigma wat kleef van tweede huwelike. So ek dink baie keer die probleme in 'n gemengde gesin of 'n saamgevoegde gesin, kom ons sê so eerder, of 'n tweede huwelik is baie gekoppel aan daai skuldgevoel en 'n plek waar ons nog nie eintlik onsself vergewe het of net besef het daar is vergifnis vir wat ook al gebeur het en dat ons 100% na die huwelik dan ook kan kyk deur God se oë en nie deur dit is my tweede huwelik nie. Net na die huwelik kyk as hierdie is my huwelik en wat verwag die Here van my in my rol hierso. Ja. En ek wat baie belangrik is dat en jy is nie 'n tweede huwelik nou of van wat se huwelik jy ook al is, ons geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Ja. Jy is vergewe, jy gaan nou aan en jy gaan nou vorentoe. En ek dink daar is belangrik, maar ek dink wat meer belangrik is die kommunikasie aan die kinders is, daar's nie 'n ons span en hulle span nie, daar's nie sy kinders en my kinders nie, daar is ons kinders. As iemand vir ons vra, hoeveel kinders het julle? Wil dit ons nou weer? 9, dan is dit baie belangrik. Maar ek wil ook die volgende net aanraak, Hebreërs 13 vers 4, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed ontsmet. Dis nou jy en jou vrou is die een met wie jy nou getroud is. So my vriend, maak so hoe goeie verhouding jy met jou ex het nie, sy is nie jou vrou nie. Ja. Nee, daar's nie 'n plek waar haar stem, ek onthou eendag kry ek 'n brief van my ex, en ek gaan dit sê, ek gee nie regtig om nie, en sy sê, lees dit privaat, nie 'n boodskap, lees dit privaat, nie voor jou vrou nie. En wat ek dadelik te doen is, ek het dit nie eens oopgemaak dat ek die caption sien, ek het jou geroep en gesê, lees. Ja. Yes. Want hoekom, my verantwoordelikheid is nou my vrou, en haar verantwoordelikheid is ek, en uit daai plek uit, is ons nou in die huwelik, en ons is nou mekaar se verantwoordelikheid. So daar's nie private gesprekkies nie, daar's nie ek het 'n verhouding en ek kyk nou na my ex-vrou nie. Jou verantwoordelikheid is jou vrou en jou man. En ek dink die groot ding is vir ons nie die bed moet besmet nie, is tot om vir ons kinders te kommunikeer. Dis nie 'n span nie. Dis ons, my vrou is my eerste verantwoordelikheid en ek is haar eerste verantwoordelikheid. Ons is een, nee, ons is een. Ja. Jy kan tot die bed besmet om een met jou kinders eerder te wees as met jou vrou. Ja.
Rarig, dis jy besmet, dis jy in die geesreel om dit vrot maak. My kinders weet, en ek het eendag met een van my kinders 'n gesprek gehad, sê ek vir hom, jy moet baie mooi besef, soos ek verwag, dat jy eendag jou vrou se hart eerste sal sit, gaan ek nou my vrou, wat Tannie Janine noem, of ma noem, want van my kinders noem jy ma, en ander noem jy Tannie Janine, dis irrelevant, my vriend. Ek sê jy met die kop stamp sit jy my vrou gaan. Ja. O, ekskuus, is live. Ek sê jou gat in die brand slaan. Ek sê, Nog erger. I shall take you down to Chinatown. Nee. Ja. En ek dink daar is crucial. Ja, dit is ek terwyl jy nou praat, dink ek oor aan die kinders nou spesifiek, en ek dink dit is, weet ons praat nou die perspektief uit van die getroudes, die wat in die huwelik is, en ons vergeet nie dat daar kinders betrokke is wat emosies het, en dat hulle ook verstaan, hulle het nie gekies om in 'n gebroke huwelik op te eindig nie. So dit is iets wat met hulle gebeur het, maar wat ons rol nou is om hulle te verstaan hoe die huwelik moet lyk. Ja, terug te vat na die beginpunt toe. Na die beginplan van God toe. Al is hierdie 'n tweede huwelik, al word hulle nou gelabel as 'n gebroke gesin, wat ek nie weet wat vir my, ek hou nie van daai woorde nie. Ons is nie 'n gebroke gesin nie. Ons is 'n saamgevoegde gesin, en ons doen huwelik en familie soos wat God dit bepaal in sy woord. So die kinders moet sien dat hierdie is hoe 'n ma se rol in die huis lyk. Irrelevant of dit my biologiese ma is, en irrelevant of dit my biologiese pa is. Hierdie is die rol wat die pa in die huis moet volstaan, en hierdie is die rol wat die ma in die huis moet volstaan, want eendag raak hulle papas en mamas. En dan kan hulle nie terugkyk en weet, hulle moet, ergens moet hulle 'n voorbeeld hê, of hulle gaan net dieselfde voorbeeld volg van dit wat hulle gesien het, en wat dalk skeef kon gewees het. So, op dit, wat is dan nou die rol van die man in die huis? Ons weet Efesiërs 5:23 sê, die man is die hoof van die vrou. So, ja, die man is die hoof van die vrou moet submit onder die man, en die man moet die vrou lief hê, soos Jesus die kerk lief gehad het. Ja. Maar eerste is, vrou, jy submit nie onder jou kinders in 'n gesin wat nou by mekaar gevoeg is nie, want hulle, en nou is die ding, as 'n mens saam kinders het, dit baie keer 'n bietjie makliker, maar as jy nou, hy het sy kinders, ek het my kinders, verstaan, so, nee, eerste submit ek onder my man, en hy is my eerste verantwoordelikheid. Ja. En ek dink daar is baie belangrik. En mans, jy is die hoof van daai kind, en van daai huis, en van daai vrou. Dis so eenvoudig as dit. Ja. En nie gesonde gesprekke met die kinders. Ek meen, as hulle nou klein is natuurlik, dan kan jy nie hierdie tipe gesprekke met hulle hê nie, maar ons het gereeld gesprekke met ons kinders, waar ons hulle, weet jy kan jouself indink hoe hulle moet voel in die posisie waarin hulle is, maar dan moet jy 'n eerlike gesprek en sê, kyk, jy moet sien hoe hierdie lyk, jy moet sien hoe gesonde huwelik lyk. En so hierdie gaan nie oor, jy word te nagekom, of jou rol word nou nie in ag geneem nie, want hierdie is nou nie jou pa nie, en dit is nou nie jou ma nie. Nee, hierdie is hoe gesonde huwelik lyk. So, in my, weet, vir my kom jy eerste, ek dien jou eerste, ek is onderdanig aan jou. Ja, dis nie die man nie. Ja, en by jou is ek eerste, en dan het ons kinders, en ons het almal baie lief, maar ons moet die huwelik gesond hou en reg hou in God se oë. En ek dink daar is crucial, maar ek love it wat jy baie keer doen. As van ons kinders na jou toe kom, of van jou seuns, wat nou obviously nie my natuurlike kinders is nie, en hulle vra vir jou, kan ek dit of dit of dit? Jou antwoord is altyd, ek gaan eers vir hom JC hoor, hy is die man van die huis, hy is die hoof van die huis, soos 'n plek waar die vrou die hele tyd die man bevestig, sterk maak, en hoor gemooi, ek voel sommer in my gees net, hoe vrouens dit nie doen nie, hoe hulle kinders kies bo hulle mans, jy maak jouself oop vir verwoesting, jy maak jouself oop vir die demoniese, jy maak jouself oop vir 'n verdeelde huis,
En die Here kom en ek wil dit baie duidelik maak. Daar's net een onvergewentlike sonde en dis sonde teen die Heilige Gees. Ja. Wat is om Jesus nie aan te neem as jou saligmaker of verlosser nie, ons sal nog 'n ding daaroor doen. Ja. Die res is jy's nou vergewe en jy's weer gesin wat van vooraf begin en dis hoekom die reëls belangrik is en die maatreëls belangrik is. Ja. En ek love hoe jy dit doen. En ook mense weet dit nie, maar jy hanteer baie keer die dissipline in ons huis. Ja. Ek is die finale gesag klap, maar jy's die een wat die dissipline hanteer, jy's die een wat baie keer die reëls neerlê as ek nie daar is nie. Ja. En dan as die kinders by my kom of my kinders wat uit my vorige huwelik uitkom en sê ja, maar Tannie Janine, dan sê ek, wow. Dis my vrou van wie jy nou praat met hom. Verstaan my gou baie mooi. Ja. Dat jy praat nie so van haar in die eerste plek nie. In die tweede plek, haar reël is wet. Ja, maar pappa het iets anders gesê, maar ons het nog nie gepraat daaroor nie. Ek het nou 'n gesprek met een van ons kinders gehad waar ek vir hom gesê het, ja, maar pappa het laasweek iets anders gesê. So ek ekskuus, ek en Tannie Janine kon nog nie by mekaar uitgekom het nie. Ons twee het gisterand gepraat. Ons twee het besluit en jy sal in lyn kom. Ja. Punt. En daar sien ek in die geestelike hoe maak jouself toe, jy beskerm jou gesin en daai is jy kan nie 'n vuis slaan met oop vingers nie, jy gaan jou vingers breek. Ja. Jy gaan daai kinders breek. Ja. Omdat jy nie in eenheid is met jou man nie. Ja. Ons sodra ons toemaak en ons is in eenheid is tot hulle beskerm en ek dink daai is crucial. Ja, ek dink as jy nou, kyk ons praat nou baie, ons bring nou baie die kinders in met hierdie gesprek en ek dink daar's mense wat in tweede huwelike sit waar daar glad nie kinders is nie. Ek dink dit is 10 keer makliker. Ja. Maar sodra daar kinders is uit 'n vorige huwelik of uit 2 vorige huwelike en as jy nou nog jou eie kinders is wat ons het nou nog 2 kindertjies by ook. Kyk, dis 'n pakkie op sy eie. Dit is 'n dis 'n chaos op sy eie en ek dink daar's 'n spesiale genade daarvoor. Maar iets wat ek nou al agtergekom het en ek weet nie of jy met hierdie gesegde groot geword het nie, maar ek het baie gehoor bloed is dikker as water. Jy weet family stays together en dit gaan alles oor jou bloedfamilie en ek dink baie keer as jy ook met daai siening in 'n saamgevoegde gesin inkom, dan maak dit vir jouself baie moeilik. Ek het en jy het nou het jy dit opgebring waar jy sê en ek dink dit is die realiteit van saamgevoegde gesinne. Dit gaan gebeur. Jy moet weet as jy in 'n saamgevoegde gesin introu, dan gaan hierdie jou realiteit wees dat kinders gaan kom en sê ja, maar jy weet hulle gaan dit dalk ook nie sê nie, kan dit dalk dink ja, maar dis nie my ma nie. Verstaan? Of daai is nie my regte pa nie of dis nie my regte ma nie of my pa sê dit. Jy weet en jy het nou ander reëls of by my ma se huis mag ons dit doen, maar hier mag ons nou nie dit doen nie. En as ons kyk na wat God oor familie sê, so ons kyk net na in Exodus waar hy sê eer jou vader en jou moeder. Daar's 'n plek waar God hy eer die orde van of die struktuur van biologiese ouers. Daar's 'n plek waar God ook wil hê jy moet dit eer. Maar dan is daar 'n plek waar Jesus kom in die Nuwe Testament en hy maak 'n stelling, hulle roep hom en sê vir hom sy ma en pa's by die huis of voor die deur, of sy ma en broer of iemand soek hom. En hy sê vir sy disippels, kom ek sê vir julle wees my familie, dat die wat die wil van my Vader doen. So daar is 'n plek waar geestelike familie net so naby as regte familie kan wees. En die Here wil eintlik nou, hy sê nie skryf jou biologiese familie af nie, maar as jou tweede huwelik, jou saamgevoegde huwelik geestelik is en dit is gegrond in die waarheid in God se woord. Goeie punt. Dan is daar nie 'n plek waar ek nou as 'n kind sê ja, maar jy's nie my regte pa nie. Hoe kan jy hierdie vir my sê of jy's nie my regte ma nie? Nee, ons is in die wil van God. So dan Jesus sê dan hierdie is dan wie jou familie is. En kan ek iets sê op dit? Ja. So jou regte familie is hulle wat die wil van die Vader doen. Ja. En kom ons gaan nie doekies om dit omdraai nie. So ons moet vir mekaar sê, wanneer jou regte familie die woord van God in die hart van die Here persoe, almal lief vir die Here is gees is dikker as bloed. Ja. Daai is eintlik so 'n van die pad af stelling. Daai bloed is dikker as water.
ek wou 'n bietjie gaan kyk het waar kom die term vandaan en dit het gegaan oor eintlik oor dat 'n blood covenant wat jy gemaak het met iemand is dikker as die womb se water waaruit jy gekom het. So daai stelling is in elk geval net so verkeerd gebruik oor die jare dat maar daar's soveel baie mense wat jy weet deur daai gedryf word en sê ja, maar jy moet jou bloedfamilie kom altyd eerste bo dit wat God sê. En God sê eintlik in sy woord, die wat vader of moeder of wie ook al bo my liewer het, is my nie werd nie. Is my nie werd nie. So ek dink kom ons som net lekker op. En ek dink dis belangrik. Wat is die reëls van tweede huwelik? Die Bybel. Ja, vir die huwelik, vir man en vrou, die reëls is wat God daar sit vir man en vrou. Ja. En wat 'n voorbeeld wil ons vir ons kinders wys? Alles het 'n tweede huwelik. Die Bybel, want ons wil hê hulle moet teruggaan na die beginsels van die woord toe hoekom. En ek het daaroor baie gedink, is dat God se woord en sy beginsels is die beginsels wat die hele wêreld om mekaar hou. Ja. En die vyand wil hê ons moet daai beginsels vergeet. Ek wil nou vir jou sê, jy wat in 'n tweede huwelik is, vir die onthaalwe van jou huwelik, kry die woord beginsels in jou kinders se harte, sy kinders, my kinders, whatever, geesfamilie, ja. En kom ons bou terug sin toe, want dit is die reëls en dit het nie verander nie. Ja, amen. Lekker, so dit was mondvol, ons gaan van nou af live gaan, ons is opgewonde daaroor, op 'n dinsdagmiddag, verander dit, ons gaan probeer om het tussen 1 en 2 te doen. So great stuff. Dankie Janine, dit was nou lekker. Lief vir jou. Lief vir jou.